Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 26ste April en ons is by Koffiekuier 847. Nou, ons staan vanmôre stil by ons tweede laaste tema in hierdie reeks waar ons eintlik kyk daarna om te sê, hoe is ons oop vir die oomblikke waarin God ons in die hier en die nou, in die alledaagse lewe wil ontmoet, hoe hy ons wil laat ervaar dat ons in sy teenwoordigheid is. Nou, ons het verlede week, Vrydag, Sondag en dan nou Dinsdag wat verby is, bietjie gesels weer oor die tema dat ons eintlik moet sê, God is in alles, né? Letterlik in alles van hierdie lewe is God teenwoordig, sy vingerafdrukke is daar. Soos die Nederlandse geloofspleinies dit stel, dat die hele skepping, die ganse skepping, alles in die skepping, is eintlik 'n boek met mooi woorde wat vir ons vertel van God se grootheid en sy almag en die feit dat hy by ons lewens teenwoordig is. Maar nou wil ek dit dan nou vanmôre die volgende tema half inlei deur te begin om te vra of jy al die ervaring gehad het dat jy besig is met iets, jy beplan iets in die lewe en dan gebeur daar 'n ding wat maak dat jy nie daarby kan uitkom nie. Nou, dis 'n dom vraag natuurlik nie, want seker, almal van ons het dit al beleef. Jy beplan byvoorbeeld jou dagboek, dat jy vanmôre met 'n bepaalde ding wil besig wees en so aan, en dan daag daar iemand op wat kom kuier, argumentsonthaalwe. En jy kan nie uitkom by hierdie ding wat jy eintlik wou gedoen het nie. Nou, John Lennon het by geleentheid gesê, life is what happens when we're making other plans, nee. En dis die lewe. Ons het nie daai absolute beheer oor die lewe om te sê, dis hoe my dagboek gaan lyk, dis hoe my dagtaak gaan lyk, en alles val in plek soos wat jy gedink het, dit moet wees nie. En iewers help Willem Nicol ons om iets hiervan te verstaan, om te sê, dis ook Gods ingrype in ons lewens. Natuurlik met 'n stukkie fyn onderskeiding om te sê, waar laat jy toe dat die bose of dat die lewe sommer net gebeur, maar ons kan ook 'n keuse maak om te sê, ons sien in hierdie ook die hand van die Here, dat hy ingryp op 'n manier, inraak, inpraat in ons lewens, op momente wat ons dalk met ander goed besig wil wees, wat ons dalk ander goed in beplanning gehad het. En ek het dit in my eie lewe, vriende, al verskriklik baie beleef. Daarom beplan ek deesdae my dagboek ook anders. In plaas daarvan om letterlik so die een afspraak na die ander net in te ryg, maak ek sulke klein gapientjies in my dagboek, ook wat voorbereidingstyd aan betref, sodat hierdie onvoorsiene, hierdie onbeplande gebeure, dat ek wel ruimte het om iets daarmee te maak. Dit is nie altyd so maklik nie, partykeer is dit nogal moeiliker om dit reg te kry. Maar die feit van die saak is, die Here is baie keer so met momente in ons lewens besig. Ek gaan 'n Sondag DV by die Kuierkerk preek ek, en waar ek wil bietjie kyk na Paulus se lewe en sy reisplanne, maar ek gaan nou nie daaroor praat nie. Ek wil vanmôre met jou een teksvers uit die woord van die Here uit deel, wat iets vertel van hierdie toevallig ingetrek word binne God se planne. In Lukas hoofstuk 23, jy kan ons nou maar in die ander evangelies ook lees, maar in Lukas 23 vers 26, dis waar Jesus dan nou op pad is om gekruisig te word, lees ons hierdie woorde. Lukas sê vir ons, terwyl hulle hom, dis nou vir Jesus weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad af gekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. Net hierdie een sinnetjie oor Simon van Sirene. En ek sal dit ter Sondag in die Kuierkerk ook sê, maar julle soms nou meestal maar inskakel by die erediens wat aanlyn uitgesaai word. As jy nou dink oor Simon van Sirene, wie is hy? Ek bedoel, waar kom hy vandaan? Waarskynlik 'n swart man uit Afrika uit, wat of vir werk of vir besigheid of vir iets in Jerusalem en omgewing was, en heel waarskynlik sê die slim ouens vir ons, het hy iewers buitekant Jerusalem gekamp, gebly, en dan nou maar elke dag in stad toe om sy besigheid te gaan doen, of 'n werk wat dit ook al dan nou was. So hierdie arme man, wil 'n mens sê, hy is onskuldig op pad met sy dagtaak, soos wat hy beplan het, né? Sy dagboekie, hy moet vandag by hierdie ou aangaan, hy moet daai ding doen, wat ook al, hy is op pad na sy werk toe. En hier gryp hierdie ouens hom en sê vir hom, kom, dra die kruis, want Jesus kan dit nie dra nie. En as ek nou reg onthou, vriende, lees ons in die woord van die Here nie regtig weer veel van Simon van Sirene verder nie. Maar op hierdie moment gebeur daar 'n ding, word sy planne verander.
en word eintlik ingetrek in 'n godsgebeure. Op 'n manier kan 'n mens vir jouself indink, ek bedoel, sou hy nou nie daaroor so gedink het, dat hy nou, bevoorreg is, om Christus se kruis te help dra nie, maar hier gebeur hierdie ding. En ek wil jou eintlik vanmôre uitnooi, om bietjie oor hierdie gedagte na te dink. Dat ek en jy wat so besig is met ons lewens, en ons lewens so fyn beplan, en dit hang natuurlik van persoonlikheid ook af, was party ouens wat gemakliker so half go with the flow is, ander wat baie meer gestruktureerd en geordend werk. Maar ons beplan ons lewens so fyn, en is ons oop daarvoor, dat die Here ook by wyse van gebeure, mense, ingryp in ons lewens en sê, dit gaan anders lyk. En dan is die vraag, wat doen ek en jy daarmee? En daaroor gaan ons Sondag ook 'n bietjie meer gesels. Janie Hougaard, wat nou in die kerkgebou hier agter my rug, wat uitgesaai geword, wat die prediker daar sê, het juist die week vir my gesê, dit gaan vir hom baie meer om te sê, goed, hierdie goed gebeur, maar wat doen ons dan? Hoe gryp ons eintlik daai geleenthede aan, om betrokke te raak, om deel te word van dit waarmee die Here besig is? En dan 'n laaste opmerking, jy het dit so 'n tyd terug gesê, daar's mos nou baie keer goed in die lewe wat nou gedoen moet word, maar wat jy nie eintlik voor lus het nie, maar ek bedoel, dit is maar op jou tafel en jy moet dit maar klaar kry en so aan. Dan help die verhaal van Brother Lawrence my. Dis mos nou hierdie monnik gewees in die klooster daar in Parys, of die eintlik monnik wou word, maar hy het nie geleerdheid gehad nie, hulle sê vir hom kombuis, jy moet maar in die kombuis werk. En Brother Lawrence wat letterlik alles wat hy gedoen het daar in die kombuis, of dit nou vloere was, of potte skuur, of kos maak, of wat ook al, het hy gesien as 'n liefdesdaad wat hy vir God doen, en om geen ander rede nie. En wat ons dan moet vra, hierdie wat die lewe so in ons lewens inkom, wat dinge gebeur, ons kan daarteen skop, ons kan daarteen beklei, of ons kan sê, Here, ek doen dit. Ek gaan tot aksie oor, ek doen dit ter eer van U naam, omdat ek U lief het. Dink so 'n bietjie so lank daaroor na. Wat doen jy as jou planne soms deur die Here verander word? En hoe hanteer ons dit? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons ook vanmôre so kan saam kuier, en dat ons kan weet dat U intens betrokke is by elkeen van ons se lewens. Deur die doodgewone sleurgang van elke dag, Here, kan ons U ontdek, kan ons U teenwoordigheid beleef, of ons soggens opstaan en bed opmaak, dan is dit eintlik 'n stuk liefdesdiens wat ons vir U doen, omdat ons aan U behoort. En as ons dan deur die dag gaan en ons dagboeke beplan, hardloop, maar daar gebeur iets wat ingryp, iemand wat oor ons lewenspad kom, iemand wat sommer gou kom inloer, iemand wat 'n oproep maak, dat ons ook daarin sal ontdek dat U daarby betrokke is. Geef vir ons ook, Heilige Gees, daai fyn onderskeidingsvermoë om te weet, wanneer gee ons aandag aan goed wat noodsaaklik is, en wanneer is dit ding dalk net dringend, maar nie noodwendig noodsaaklik nie. Sodat ons op die ou end kan leef in U teenwoordigheid. Dankie vir die voorreg om dit te mag doen. Here, wees met ons in hierdie naweek, waarmee ons ook al besig gaan wees, wil U ook gee dat ons Gods oomblikke sal beleef, en dat mense wat na ons lewens kyk, mense wat ons lewenspad kruis, ook in ons iets van U genade en teenwoordigheid sal ervaar. Ek bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker naweek, by ons 'n heerlike naweek wat al baie lank vasgemaak is. Ons het eintlik so familiefeesreunie, as mense dit so kan stel. Dit werk nou so by ons. Jean-Marie verjaar volgende week, Dinsdag. Ons huweliksherdenking is Maandag. Een van die neefs het die afgelope week verjaar. Jean-Marie se sussie verjaar volgende week Vrydag. So hierdie naweek rondom 26, 27, 28 April gewoonlik is 'n naweek wat ons as familie altyd by mekaar probeer kom om sommer saam fees te vier. En daar word 'n klomp goed beplan, so dit gaan 'n bedrywigheid wees hier in die pastorie by Kleinmond. Mag jy jou naweek ook geniet en mag jy die volheid van God elke oomblik omhels. Geniet jou koffie, mooi loop, ons gesels Dinsdagoggend dan weer met mekaar.